God, die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid. Hy is die een wat ons lei en nader aan Christus bring. Die Heilige Gees is God, meer as net 'n krag of invloed. Hy het die persoonlikheid en die gedagtes van God en doen sy deel om ons te help om met God die Vader te bind. Die Heilige Gees lei ons ook in ons lewens na Christus toe en alles wat ons meestal doen. Hy was deur Jesus gestuur om die direkte teenwoordigheid van God te wees onder sy volk. Wanneer jy die Heilige Gees ontvang, sal hy jou transformeer om Jesus te reflekteer. Die Heilige Gees as deel van die Godheid. As ons na die skrif kyk, sal ons sien dat die Heilige Gees 'n deel van die Godheid is. Die term God sluit in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sien dit in Matteus 28 vers 18 tot 20. Ons sien ook die Gees van God tydens die skepping in Genesis 1 vers 2. Met al hierdie dinge in gedagte, kan ons sien dat die Heilige Gees 'n persoonlike teenwoordigheid gehad het. Dit herinner ons dat God eintlik 'n God is wat altyd wil teenwoordig wees. Ons sien ook wanneer hy met Moses gespreek het toe die tempel gebou was, ook toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy ons gelos met 'n ander trooster. Ons lees dit in Johannes 14 vers 16. Hierdie gee vir ons 'n direkte eienskap oor die persoonlikheid van die Heilige Gees. Hy is die vertrooster. In Grieks kan dit ook vertaal word as helper. Die woord ander in die vers beteken ook een wat die plek van Christus sal inneem, die eerste vertrooster. Die Heilige Gees se rol in die skrifture, en ons gaan daar kyk, ons saam lees van 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vanaf Genesis regdeur was die skrifte gelei deur die Heilige Gees. Dit wil sê dat niks in die Bybel geskryf was sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. 2 Petrus 1 vers 21. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe en die heilige mense van God gespreek. Ons skryf vele tekste wat bevestig dat die skrywers deur die Gees gelei was, byvoorbeeld Markus 12 vers 36. Dit is die Heilige Gees wat gelei het in die skrifte. Dit is ook die Heilige Gees wat lei met die interpretasie van die skrifte. Johannes 16 vers 13. Dit lees as volg: Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ook is daar 'n voorbeeld in 1 Korintiërs 2 vers 14. Die Heilige Gees het Jesus volgehou tydens sy bediening op aarde. In die Bybelboek Johannes is daar 'n paar interessante tekste, soos Johannes 5 vers 30. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Onthou, Jesus is magtig. Hy het 'n belangrike rol ook gehad tydens die skepping. As Jesus by homself dan niks kon doen, waar het sy kragte vandaan gekom? Lukas 4 vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerig aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. Dit kan ons deur die boeke sien wat die apostels geskryf het. Toe Jesus met sy bediening begin het, het die Heilige Gees op hom neergedaal, Lukas 3 vers 22. Soos Jesus al die wonderwerke verrig het, mense genees, duiwels uitgedryf, hy kan al hierdie dinge verrig het, want die Gees van God was met hom.
Ons lees dit in Lukas 4 vers 18, Matteus 12 vers 28. Christus het krag ontvang deur die Heilige Gees. Deur nie op sy eie krag te steun het Christus die weg vir die mens voorberei. Soos die Gees vir Jesus gelei het, so is die Gees vir ons gestuur om ons te lei. Johannes 16 vers 13. Soos hy vir Jesus krag gegee het, kan hy ook vir ons krag gee. Sagaria 4 vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur die krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Dit is belangrik dat ons dit moet onthou. Hoe werk die Heilige Gees met ons? Die Heilige Gees is aan Jesus se volgelinge gegee. In Handelinge sien ons dat die Heilige Gees die disippels gevul het, toe hulle ander mense se tale kon praat om te evangeliseer. So kon hulle kragtige preke lewe. Hulle het getuig van die liefde van God, en dit was die vervulling van Jesus se belofte. Ek sal die Vader vra om vir julle 'n ander trooster te stuur. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees was essensieel. Dit was beter vir Jesus se volgelinge as dat Jesus saam met hulle moes bly. Johannes 16 vers 7. Die Heilige Gees kla jou aan van jou sonde en die geregtigheid. Soos jy nader aan Christus wandel, sal jy jou sondige natuur sien en die geregtigheid van Jesus. Jesus het aan die mensdom 'n voorbeeld van 'n suiwer lewe kom wys. Die werk van die Gees is om jou te laat kyk na die lewe van Christus, sy goedheid. Dit alles om aan jou te toon die pad na bekering. Dit is deur die pad van verlossing wat jy sal groei deur die Gees. Die Gees lei jou ook na die waarheid. Wanneer die Gees jou lei na die waarheid, dan lei hy jou op die regte pad na hoe om die skrifte te verstaan, die korrekte kennis van Christus. Hierdie is 'n belangrike rol van die Heilige Gees. Die Gees lei jou na vrede. Die Gees lei jou na die vrede wat joune is deur bekering en vergifnis. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Die wat in Christus wandel, soos die Heilige Gees is, sonder veroordeling, dit is vrede met God deur Jesus Christus. Die Heilige Gees interpreteer ons gebede. Ons weet partykeer nie waarvoor om te bid nie. Die wonderlike werk van die Heilige Gees is om in te tree namens God se kinders. Romeine 8 vers 28. Die Heilige Gees skryf God se wet in ons harte. Hebreërs 8 vers 10. Wanneer die Heilige Gees op 'n volgeling van Christus neerddaal, is sy teenwoordigheid nie net oor hulle nie, maar in hulle. 1 Korintiërs 3 vers 16. Dit is sy werk terwyl die Heilige Gees in ons heers om die wet van God in ons harte te skryf. Jeremia 31 vers 32. Dit is gelykstaande om ons harte te vul met die liefde van God. Romeine 5 vers 5. Die Gees gee krag om van God te getuig. Wanneer die Gees in jou wandel, is dit sy hoofdoel vir jou lewe om die lewe van Christus te reflekteer. Die Heilige Gees maak ons sterk sodat Christus in ons harte kan woon deur geloof. Sy lewe, sy karakter, sy liefde, meer en meer elke dag. Wat 'n wonderlike belofte. Christus in die hart, Spreuke 4 vers 22. Dit is die resultate van gedoop word met die Heilige Gees. Om die Heilige Gees te ontvang. God se begeerte is dat jy die Heilige Gees ontvang. Hy is eintlik gretig om dit vir jou te gee. Vir menigte kan dit moeilik wees om te weet of hulle gevul is met die Heilige Gees of nie. Die skrif gee ons die vertroue in God se belofte dat hy sal gee aan die wat daarvoor vra. Kom ons kyk na 'n paar eenvoudige riglyne om die Heilige Gees te ontvang.
Lukas 11 vers 13. As julle dan, wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Lukas 11 vers 8. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Handelinge 5 vers 32. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. En dan weer Sagaria 4 vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Ons word ook vertel, dat al kan ons nie die Heilige Gees sien nie, kan ons net soos die vind sy effekte voel, Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie, en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat in die Gees gebore is. Die wat daagliks daarna soek, dat die Heilige Gees in hulle werk, sal die vrug van die Gees uitstraal. Die Heilige Gees is belangrik vir Adventiste, aangesien hy 'n groot rol speel in ons geestelike lewe. Dit is deur die Gees wat ons 'n nouer band met Jesus kan ervaar. Deur die Heilige Gees kan die Christen vryheid, heling en hoop ervaar vir elke dag. Die is net 'n gedeelte van die studie van die Heilige Gees, maar dit vertel ons wat is die Heilige Gees se doel, hoe ons sal weet of ons hom het, en hoe ons sal lewe wanneer ons die Heilige Gees in ons harte het. En 'n ding belangrik wat uitstaan is die gedeeltes wat ons in Lukas gelees het, is dat God is gereed om die Heilige Gees vir ons te gee. Ons moet verlang om die Gees te hê. En die Heilige Gees word gegee aan die wat kies om gehoorsaam aan God te wees. Jy kan op die Heilige Gees staat maak vir daaglikse versterking as 'n Christen. Kom ons lei die oop. Here, dankie dat ons weet dat U die Gees gestuur het as 'n trooster om saam met ons te wandel. Dankie dat ons weet wat om te doen en hoe ons moet lewe, dat ons kan verstaan en weet dat die Heilige Gees in ons en deur ons wandel. Here, ons vra dat U die Gees sal stuur om in ons te wees, sodat ons U meer kan uitbeeld aan die mense, sodat die mense kan sien dat daar is iets andersters. Maar Here, ons weet dat wanneer ons nie gehoorsaam is nie, dat dit moeiliker vir ons gaan wees om dit te kan doen. So vra ons, Here, gee ons die krag en help ons dat ons nader aan U kan wandel en dat die Heilige Gees ons sal lei. Vra in Jesus se naam. Amen. Ek sien daar is tyd. Ons sal nou saam sing van lied 150. Yeah.
ons lewe ry nie, tot ons wil een met U wil is, en self in ons eie ek verdwyn.